Goeiedag en welkom by hierdie unieke episode van die Olielamp se Potgooi. Hooplik een van nog vele mere video-opnames. Vandag saam met ons in die ateljee is Dominee Erik van Alten. Baie welkom Dominee. Dankie Cornel, is lekker om saam met jou te wees. Dankie. Vandag praat ons so 'n bietjie oor die geskiedenis van die Vrygeformeerde Kerke van Suid-Afrika. Dominee Erik het destyds met die 70 jaar vieringe navorsing gedoen en hy gaan vandag so 'n paar vrae vir ons beantwoord. Hoe het die Vrygeformeerde Kerke in Suid-Afrika ontstaan en wat was die oorspronklike behoefte agter hierdie stigting? Ja, mens moet teruggaan na Nederland toe. Na die Tweede Wêreldoorlog het heelwat Nederlanders buiteland toe verhuis. As gevolg van 'n tekort aan woonplekke in Nederland en 'n tekort aan werk. En dan sien 'n mens dat heelwat verhuis na Kanada, Australië en ook Suid-Afrika. En noodwendig die emigrante wat hier gekom het die vraag gestel, maar waar gaan ons onsself voeg? En die logiese plek om hulle self te voeg is die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Maar dan moet 'n mens verstaan, hierdie mense het sopas uit 'n kerkstryd gekom, uit die sogenaamde vrymaking. Die stryd in Nederland rondom doop en verbond en wedergeboorte. En toe hulle hier kom en met die Gereformeerde Kerke kontak maak, was een van die eerste vrae aan die Gereformeerde Kerke, maar hoe staan julle teenoor die vrymaking? En die Gereformeerde Kerk het gesê, dis 'n stryd daar ver, dit gaan ons nie aan nie. Julle is welkom om julle self hier by ons te voeg, maar ons wil nie hê julle moet oor daardie stryd praat nie. Nou vir heelwat van die vrygemaakte emigrante was dit 'n stap te ver. Hulle kon hulle nie self vind in die standpunt van die Gereformeerde Kerke nie, en daarom het daar die behoefte ontstaan om self 'n kerk te stig. En die eerste kerk is toe gestig 8 Oktober 1950, nou amper 75 jaar gelede, hier in Pretoria. Dit was die eerste gemeente. As 'n mens die bronne lees, dit is ongelooflik hoe hulle met 15, 16, 17 mense vergader het in 'n huis. En uiteindelik het 'n predikant uit Nederland gekom om te help met die insituering, 2 ouderlinge, 1 diaken wat in Orkney gebly het, 250 km ver. Sure. Dus dit is hoe die eerste gemeente ontstaan het, 1950. So ons praat nou van 75 jaar gelede. Ja, dit was net so, ja, dan 5 jaar terug wat ons die 70 jaar vieringe gevier het. Presies, so hierdie jaar hoop ons as gemeente van Pretoria om die 75-jarige bestaan van ons gemeente te vier. Sure. Ja, ek dink is 'n groot seën waarna ons kan uitkyk hierdie jaar. Absoluut, so ons wil dit ook plaas in die teken van die seën van die Here en met groot dankbaarheid daardie fees vier. Ja. Wat was die grootste uitdaging in hierdie vroeë tyd van hierdie kerkbestaan? Ja, ek dink daar was 'n hele klompie praktiese uitdagings. Mense het werk gekry waar hulle werk gekry het en hulle het gebly waar hulle werk gekry het, want ek meen daar was min motors. Ja. En so hulle het gebly daar waar hulle werk kon kry en dit was soms ver van die kerk af. As jy lees die verhale hoe mense om 7 uur soggens moes hulle weggaan en 'n trein vang en dan 'n halfuur wag op 'n perron om 'n tweede trein te vang en dan met 'n bus en dan te voet nog. So dit was werklik opoffering, was werklik diensbaarheid. Dus afstand van die kerk was 'n groot probleem. Finansies, as 'n mens lees, die offervaardigheid was ongelooflik, maar mense was nie ryk gewees nie. Ek dink een van die groot uitdagings in die beginjare, dan praat ons van die eerste 4, 5 jaar hier in Pretoria, was die feit dat daar nie 'n predikant was nie. Ja. Die gemeente is in 1950 gestig, is die eerste gemeente van die Vrye Gereformeerde Kerke, en terloops die naam was aanvanklik nie Vrye Gereformeerde Kerke nie, was die Gereformeerde Kerke, maar ons kan nou verder daaroor praat. En die eerste predikant het eers in 1954 gekom, Dominee van der Waal. So, wat doen jy in die tyd as daar kindertjies gebore word en gedoop moet word? Wat doen jy as daar nagmaal gevier moet word? So hulle het advies ingewin van Nederland,
En Nederland het gesê, magtig 'n ouderling om dit te doen. Ja. En dit het groot probleme veroorsaak. Groot wrywing binne die gemeente, selfs skeuring op 'n stadium, wat redelik vinnig weer opgelos is, maar nogtans, toe daar uiteindelik 'n ouderling afgevaardig is om die doop en die nagmaal te bedien, het dit groot moeilikheid veroorsaak. En dan natuurlik, ja, die emigrante het van die begin af gesoek na kontakte met ander gereformeerde kerke, veral die sogenaamde dopperkerke, wat van die begin af ja, uitdagings gebied het. En daarmee saam natuurlik was daar geen kerkverband nie. Ja. Daar was aanvanklik geen kerkverband nie. Die eerste gemeente was in 1950, en dan kom die kerkverband eers 'n klompie jare later. So dis maar van die uitdagings waarmee die mense in die begin geworstel het. En hoe het die VGK Suid-Afrika probeer om standvastig te bly in hulle teologiese beginsels te midde van die verandering in die samelewing? Ja, ek dink ons moet verstaan, dit is almal mense wat uit 'n kerkstryd in Nederland gekom het. 'n Stryd om die behoud van die skrif en die belydenis. So dit was vir hierdie mense van die grootste belang, om daaraan vas te hou. En daarom sien ons ook 'n geweldige klem op die prediking. Ons sien 'n geweldige klem op die onderrig. Amper van die begin af was daar Sondagskool, was daar kategese, was daar Bybelstudies, die erns waarmee die skrifte bestudeer is opmerklik in daardie tyd. Soms nogal polemies, soms nogal strydlustig. Dit is tipies van die kerkstryd waaruit daardie mense gekom het. En dan ek dink die belang wat geheg is aan die gereformeerde onderwys is iets wat ons nie mag miskyk nie. Reeds in die 50er jare vind ons 'n sogenaamde Saterdagskool. Daar was nog nie moontlikhede om 'n volle skool te begin nie, maar hulle begin dan op Saterdag om die kinders wat na staatskole toe gegaan het ekstra onderrig te gee. En dan in 1964 dan begin die eerste gereformeerde skool. So ek dink dit is een van die uitstaande kenmerke, hoe die vrye gereformeerde kerk ook probeer het om die beginsels van skrif en belydenis vas te hou. Ja, en oor gereformeerde onderwys en so, ons het oor 'n maand of 2 ook 'n episode met Tannie Saskia Meyer. Aha. In verband met wat is die gereformeerde onderwys, en ek dink dit val ook mooi by die gereformeerde leer van die kerk. Absoluut. Dan, hoe het die kerk groei oor die dekades geografies en in lidmaatskap? Ons kry dan 1950 die VGK Pretoria. In 1952 ontstaan die kerk in Kaapstad. En dan in 1954 dan vorm die twee saam die kerkverband. Ja. Hulle besluit dan om saam 'n kerkverband te vorm. Aanvanklik noem hulle dit, soos wat ek gesê het, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Nou wonder mense, maar daar was al 'n GKSA. Ja. Nou daar was een klein verskilletjie. Die GKSA het hulle self gereformeerde kerk enkelvoud in Suid-Afrika genoem, en die vrye gereformeerde kerk op daardie stadium het hulle self gereformeerde kerke in Suid-Afrika genoem. Maar hulle het gou agtergekom dat dit tog verwarring bring. Dat dit skep bietjie verwarring. Ja, so toe het hulle die term vrye voorgesit. Ja. Wat interessant genoeg die heel eerste naam is wat die gereformeerde kerke in Suid-Afrika vir hulle self gegee het. In nou moet ek my datums reg hê, 1859 of 1869, toe hulle ontstaan het. Toe was die eerste gemeente 'n vrye gereformeerde kerk. En dis die naam wat hulle toe oorgevat het, en dit kom van die vrymaking in Nederland, daardie vrye. Okay. So die vry gereformeerde kerk wat ons in Suid-Afrika het, is dit ook gebonde aan die gereformeerde kerk vrygemaak in Nederland, of is dit meer die gereformeerde kerke wat daaraan verbonde is? Nee, dit is ons wat daaraan verbonde was. Nee, ons weet almal, of hooplik weet ons luisteraars en ons kykers, dat die vrygemaakte kerk in Nederland ophou bestaan het. Hulle het saamgesmelt met die Nederlands gereformeerde kerke.
So die naam vrygemaak bestaan nie meer nie, maar ons was deur al die dekades was ons verbonde aan die vrygemaakte kerke. Dis waaruit ons voedingsbodem was, histories. Maar goed, 52 Kaapstad, dan kry jy aan die Witwatersrand. Aan die rand kry jy 'n paar gemeentes, as ek reg is, Vanderbijlpark in 55, Johannesburg in 57, Kempton Park 58. Nou, daar is 'n hele geskiedenis daaraan verbonde. Hulle het uiteindelik maar wat ons vandag ken as die VGK Johannesburg geword. En vir baie lank was dit was hierdie die drie gemeentes. Pretoria, Kaapstad, Johannesburg. En dan in die 90er jare van die vorige eeu, dan kry ons 'n klompie verontruste predikante uit die NG Kerk wat oorkom na die Vrye Gereformeerde Kerke toe. En dan ontstaan die Vrye Gereformeerde Kerk Bethel in Mpumalanga en die Vrye Gereformeerde Kerk Springs. Beide hierdie gemeentes het kleiner en kleiner geword, is uiteindelik opgehef. En dan in die vroeë 2000s, dan kry ons dat die gemeentes wat vanuit die sendingwerk ontstaan het, begin institueer. Dan kry ons die VGK Mamelodi, die VGK Soshanguve, die VGK Belhar op die Kaapse vlakte. En hier in die eerste dekade van die 2000s, dan besluit die kerkverband maar, ons is nou nie meer 3 gemeentes, ons is nou meer, kom ons vorm 2 klassisse. Ja. En dan kry ons klasses Noord. Klasses Noord bestaan tans uit 7 gemeentes. VGK, ek het vergeet van Maranatha. Ja. Maranatha het in 1997 vanuit die VGK Pretoria ontstaan. Ja, dit was mos te doen met die te klein kerkgebou eintlik. Ja, in 'n te groot gemeente, dis toe sê hulle kom ons split dit op. Maar klasses Noord is VGK Pretoria, Maranatha, Soshanguve Noord, Mamelodi, Soshanguve F4, Soshanguve WW en Nelmapius. Dis die 7. En dan het ons klasse Suid, by die VGK Kaapstad, die VGK Johannesburg. Dit is 'n bietjie van 'n vreemde gedagte. Ja, want hulle is 'n bietjie... Hulle is die verste suid van die noordelike gemeentes. En dan saam met hulle die VGK Belhar en die VGK Wesbank. Ja. Albei op die Kaapse vlakte. So dis die, en ek dink die totaal van die kerkverband is hier by die 1500. Dis 'n klein kerkverband, ons moet onsself nie enige pretensie hê nie. So klein kerkverband, so 1500, 1600 lidmate. Dominee het bietjie vroeër genoem ook van die VGK, of die Vrygereformeerde Kerk in Suid-Afrika en die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. So wat is die verskille of die ooreenkomste tussen hierdie twee kerkverbande? Ja, histories was die hele saak rondom die vrymaking was 'n geweldige belangrike punt. Ek dink, ek sou sê vir die eerste 30 jaar van ons gesprekke, want van die begin af was daar gesprekke met die GKSA. Sure. En die eerste 30 jaar het eintlik maar aan die teken gestaan van, hoe kyk julle na die vrymaking? Dit was ons vraag aan die GKSA. En op 'n stadium, dink ek, het ons besef van, goed, ons kan nie meer, dis nie meer 'n geldige rede om uitmekaar te bly nie. Dan kry mens ander redes, hulle verhouding met ander kerke, dinge soos eredienste, die tweede erediens was altyd 'n vraag van ons aan hulle kant. My gevoel op hierdie stadium sou wees dat ons het hulle erken as kerke van Jesus Christus. Daar is dinge wat ek dink by ons vrae oproep. Dinge soos hulle verhouding met die NG Kerk, dinge soos die vrou in die diakenamp, en dan ook nog hulle gebruik van die sogenaamde kloeteberuiming. Ja. So dit is dinge waaroor ons nog praat, maar ek is van die oortuiging dat die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, die GKSA as kerkverband, 'n kerk van Christus is, wat met alle gebreke net soos onsself probeer om naby die woord van die Here te lewe. Ek dink wat dit moeilik maak is 'n heelwat groter kerkverband, daar's meer diversiteit. En daar is kerke wat hulle eie kop volg op die stadium. Hulle is ver in die minderheid,
maar daar is kerke wat hulle eie kop volg, veral rondom vrou in die amp. Nie net vrou in die diakenamp, maar ook vrou in die ouderlingamp. Okay. En dit wek kommer by ons, maar dit wek ook kommer by die behoudende gereformeerde kerke. So ek is persoonlik baie dankbaar vir ons samewerking met die GKSA. Ek is baie dankbaar vir hulle getrouheid aan die woord van die Here en my bede is dat ons al hoe nader aan mekaar sal groei. En ek dink vir daardie doel, ek dink daar leef by van die GKSA gemeentes 'n persepsie dat ons is die Hollandse kerk. Ja, maar as 'n mens kyk na die hoeveelheid Nederlanders in ons gemeentes. En die geskiedenis en histories, dis interessant om te sien tot hoe lank nog die kerkraadsnotules en van die vergaderings in Nederlands gehou is. Kan ek dit verstaan? Ek onthou toe ek nog predikant in Maranatha was, toe bel 'n skriba my van die gereformeerde kerk toe, as jy's dal, en na so 2 minute toe sê hy vir my, maar jy praat dan Afrikaans. So daai persepsie leef daar, en dit maak dat 'n mens bietjie vreemd is vir mekaar. So ek dink hoe beter ons mekaar gaan leer ken, hoe nader ons aan mekaar gaan groei. Ja, en ek dink ons kan sien ook hier waar ons in Pretoria besig is met dit het oorspronklik begin met die 5-punt kerke, Ja. wat nou al hoe meer groei, en ek dink is 'n wonderlike inisiatief, dat ons so ook eintlik die een kerk in Christus vind, dat ons... Presies, en dit is nie net hier in die noorde nie, in Kaapstad gebeur dieselfde. Ja. In Johannesburg is daar ook sekere inisiatiewe, ook van ons voormalige sendingsgemeentes, van die Sotho-sprekende gemeentes, het kontak met Sotho-sprekende gereformeerde kerke in hulle omgewing. So, daar is hoe langer hoe meer 'n groei na mekaar toe. En mens ken die uitspraak, né, onbekend maak onbemind. Ja. So wat jy nie ken nie, né, bly jy van weg. Maar hoe meer jy mekaar leer ken, hoe meer jy besef, maar ons praat dieselfde taal. Né, en ons wil die Here dien volgens die skrif en die belydenis. En daar's gebreke by ons en daar's gebreke by hulle en ons kan mekaar daaroor aanspreek. Maar ons is baie dankbaar vir waar ons tot hier toe, waar die Here ons gebring het tot hier toe. Ja. Hoe het die politieke en die sosiale konteks in Suid-Afrika, en dit nou dinge soos apartheid en demokrasie, die kerk beïnvloed of dalk nie beïnvloed nie? Joh, Cornel, dis 'n moeilike een. Dis altyd moeilik om die geskiedenis te beoordeel. Dis altyd moeilik om jou voorvaders reg te doen. Ek het nou onlangs 'n bietjie 'n studie gedoen in die Kompas, né, die Vrye Gereformeerde Kerk se tydskrif. En nou die Kompas begin in einde 80, vroeë 90er jare. So dis nie heeltemal verteenwoordigend nie, maar wat my opval daarin, ek het hulle almal deurgewerk tot vandag toe. Daar is bitter weinig bespreking van apartheid as 'n stelsel. En waar dit wel bespreek word, is daar bitter weinig, indien enige, kritiek daarop. En dit was my opmerklik. Ek het die synodehandelinge nagegaan van die tyd voor dit. Daar is bitter min dat daar kritiek op apartheid gelewer word. Nou weet ek, daar was in die 70, 80er jare was daar 'n politieke vereniging, waar die politiek baie heftig bestudeer en bespreek is. Kyk, ons moet nie maak asof ons voorvaders nie betrokke was nie. Hulle was baie betrokke geweest, hulle was baie, wat is 'n goeie woord vir engaged, hulle was baie besig met die dinge. Maar ek vind weinig kritiek. So ek sal graag by die ouer luisteraars of kykers wou hoor, Ja. Hoe was dit daar? En my indruk is dat daar stilweg kritiek was. Ons het nie die stelsel ondersteun nie, maar ons het ook nie aktief kritiek gegee nie. Hy was nooit openlik as VGK of Nee, ons het onsself nooit openlik daarteen uitgespreek nie. En ek sê dit versigtig, maar ek kry die indruk ons het maar stilweg ons wins gedoen, voordeel getrek uit die stelsel. Wat 'n mens wel moet sê is, van die begin af was daar 'n fokus op sendingwerk. Ja. Sendingwerk onder Sotho-sprekendes, die kleurlinge in die Kaap, die bruin mense.
Dus dit was van die begin af daar. Maar dit het ook sy stryd gebring. Daar is die ouer mense sal net vir ons beter kan vertel, maar geskiedenis waar 'n gebeurtenis waar swart persone in die kerk gekom het en waar van ons lidmate uitgestap het. So ons kom uit daardie tyd en 'n mens moet begrip hê, maar ek lees weinig kritiek daarop. My aanvoeling is dat ons die oorgang na demokrasie beter hanteer het. Dat ek dink ons is van die min kerkverbande in Suid-Afrika waar ons meerdere vergaderings, en met meerdere vergaderings bedoel klasses en synode, is 'n mengelmoes van blankes, swart mense en bruin mense. Ons is van die min kerkverbande wat daarin geslaag het om te sê, maar kom ons kry 'n gemeenskaplike taal, Engels. Ja, Want Engels is nie my eerste taal nie, maar dis ook nie my Sotho-sprekende broeders se eerste taal nie. Dis ook nie my bruin broeders se eerste taal nie, maar dis die taal wat ons het om mekaar te verstaan. So ek dink dat die oorgang na demokrasie het vir die VGK die geleentheid gebied om hierdie multikulturele kerkverband te word wat ons vandag is. ja, en ek dink mense kan ook sien met die uitbreiding van ons Engelse gemeente nou onlangs ook, waar daar ook 'n baie diverse gemeente eintlik is. Absoluut. Kyk, ek is dis nogal 'n ding in vandag se kerkplantingswerk is om jy moet multikultureel wees. Ja. Nou ek is bietjie huiwerig daarvoor want dit is nie 'n moet nie. As jy in 'n uitsluitlik swart omgewing bly, dan gaan jy nie forceer dat dan nou wit mense deel van die kerk moet wees nie. Maar ek is wel baie dankbaar vir die kerkplanting wat ons het, die Covenant Church, waar daar is buitelanders, Kongolese, daar is Eritreërs, daar is blanke Suid-Afrikaners, daar is swart Suid-Afrikaners. So dis 'n gawe van die Here. Dan ook 'n interessante onderwerp is, wat is die rol van die samewerking met ander gereformeerde kerke oor die hele wêreld, soos wêreldwyd, en wat is die belangrikheid van hierdie bande? Ek sou sê, mens moet prinsipieel begin, en prinsipieel daarmee bedoel ek, die Here roep ons tot eenheid. Ons bely dit, die kerk is een. Nou as Christus deur sy bloed betaal het vir die eenheid van die kerk, dan moet ons ook een wees. Nou moet 'n mens onthou, die vrye gereformeerde kerk is 'n baie klein kerkverband, met min mannekrag. Ons probeer met baie min mannekrag, probeer ons ook die bande in die buiteland onderhou. Maar die kerkverband het op 'n stadium gesê, ons het nie genoeg krag om met elke Jan Rapp en sy maat bande te onderhou nie. So wat gaan ons doen? Ons gaan fokus op die bande wat ons histories gehad het. Nederland, Australië, Kanada. En dan fokus ons veral op Suid-Afrika en Afrika. Dis ons voel dis die taak wat die Here ons gee. Ja. As daar ander buitelandse bande is, dan gebruik ons daarvoor die voertuig van die ICRC, die International Conference of Reformed Wou Churches. dit nou net opbring. Ja. So dis 'n baie handige voertuig om te weet watter kerke op ander plekke in die wêreld is ook gereformeerd. Maar ons het eenvoudig nie die mannekrag om en die geld om wêreldwyd te gaan vlieg en kerke te gaan besoek nie. So dus ons doen dit op hierdie manier. So ons fokus is veral op die omgewing waarin die Here ons plaas. En ons heel laaste vraag vir hierdie episode is, waarheen is die VGK Suid-Afrika op pad? So, wat is die hoop en die visie vir die toekoms? Ja, dis 'n moeilike een en is natuurlik op 'n manier ook persoonlik, ek meen subjektief van my kant af. My eerste hoop sou wees dat ons werklik kerk in Suid-Afrika is. Dit hang bietjie saam met wat ek vroeër gesê het, dat ons vir baie lank beskou is as die Nederlandse kerk. Nou ek verwag nie van ons ouer generasie om nou skielik suiwer Afrikaans te moet praat nie. Maar ons moet kerk hier wees. Dis waar die Here ons geplaas het. En dan moet ons betrokke wees by hierdie samelewing.
En ek dink dit gebeur ook al hoe meer. In die tweede plek ons verhouding met ander gereformeerde kerke. Ek dink dis krities belangrik. Ons kan nie maak asof die Here Jesus Christus net in die vrye gereformeerde kerke sy kerk hier in Suid-Afrika bymekaar maak nie. So maak oop jou oë, né? Kyk om jou heen, sien waar Christus sy kerk vergader. En dan bedoel ek nie net die GKSA nie. Dit veral ook, maar ook ander plekke waar die Here Jesus sy kerk vergader. Getuienis, dis die derde ding. Getuienis is krities belangrik. Ons kan nie, ons was vir baie lank, en dit is eie aan immigrante, om sê maar, geslote te wees. Maar ons kan dit nie langer bekostig nie. Ek dink die Here roep ons tot meer as dit. So die uitgaan van die evangelie, die getuienis, sending, evangelisasie, maar gewoon die getuienis na buite, in ons samelewing, wat dit so nodig het. Dus dit is my hoop vir die vrye gereformeerde kerke. Okay. Baie dankie Dominee, vir Dominee se tyd ook, weer, is al die tweede episode met Dominee. Ja. Ek dink is eintlik 'n lekker ding, ons kon die episodes afskop met Dominee, en nou die videobeeld ook vir die eerste keer afskop, so dit is 'n pad wat ons vorentoe stap. So hoop om Dominee weer hierso te hê, in die ateljee. Aan ons luisteraars, hierdie episode het tot 'n einde gekom. Baie dankie Dominee. Groot plesier. Totsiens.